Hallo julle, welkom in die laaste kwartaal van die jaar. Ons kan nie glo die tyd het so vinnig gevlieg nie en ons hoop regtig julle kon so 'n bietjie rus in hierdie Oktobervakansie wat verby is. As daar van julle is wat verjaar het, baie geluk met jou verjaarsdag en met hierdie liggie wil ons ook net elkeen van julle net weer eens herinner dat jy 'n kind van die Here is, dat jy gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Gees, maar ook dat jy aan die Here behoort en dat jy sy lig ook laat skyn daar waar jy elke dag gaan. So baie geluk met jou verjaarsdag. Daar's 'n paar goed wat ons net vir julle wil uitlig. Die eerste ene is volgende Sondag het ons 'n familiediens in die kerk, so daar gaan nie 'n tekkiesdiens wees of 'n tekkies opname wees nie. Die Vrystaat Nasorgsentrum, hulle kom kuier met hulle koor by ons volgende Sondag, so dit gaan regtig 'n lekker diens wees. Kom geniet dit saam met ons as jy by die kerk kan uitkom, sal dit wonderlik wees. En ons gaan na die tyd elkeen 'n lekker bederfie ook hê, sommer om as die hele familie van Hewelse gemeente ook hierdie laaste kwartaal wat aangebreek het saam te vier. Dan wil ek vra dat jy sommer net jou oë sal toemaak en dan bid ek vir ons saam. Begin ons in die naam van die Here. Here, baie dankie dat U vir ons goed is. Dankie Here vir 'n vakansie wat ons so 'n bietjie kon rus. Maar Here ook dat ons oë nou ook op U kan vestig vir hierdie kwartaal wat voorlê. Here, mag U ook ons geloof kom versterk in ons saamwees ook vanoggend. Dankie Here dat ons kan bid dat U vir ons deur die woord en deur die Gees sal kom seën. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom by ons en ons hoop julle geniet dit vandag saam met ons. Kom ons staan. Julle is welkom om hierdie beweging saam met ons te doen en dan loof en prys ons die Here ook op die volgende 2 liedjies wat ons gaan sing. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven
show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Jy het ook nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met jou dankoffer. Jy kan op enige van die volgende maniere kan jy dit ook gee. Nou ons is nog steeds besig met die Lukas se reeks en ons staan vanoggend stil by Lukas hoofstuk 18, maar voordat ons daai stukkie gaan lees, wil ek hê jy moet die volgende sin voltooi. Ek sal nooit moeg raak vir doetjie, doetjie, doetjie. Waarvoor is jy so lief dat jy sal sê, maar ek sal nooit moeg raak vir hierdie ding nie? Sê gou daarso vir jou ma of jou pa, of jou boetie of jou sussie, waarvoor is jy baie, baie lief? Miskien is dit rugby, of miskien is dit netbal, of miskien is dit YouTube kyk, of miskien is dit op jou pa se foon speel, of op die tablet, of wat dit ook al is. Vir my, iets waarvoor ek nooit sal moeg raak nie, is tafeltennis. Miskien weet julle nog nie, maar ek hou baie, baie van tafeltennis, en dis iets wat ek probeer om elke week te doen, en dit is iets waarvoor ek nie sommer sal moeg raak nie, nee. Maar soms, weet julle wat, raak 'n mens moeg vir iets waarvan jy baie hou. Ek onthou, ons het een keer toe ons studente was, het ek vir Supersport gewerk, en dan in die einde van die jaar, dan gaan ons daarna Sun City toe, vir die Nedbank Golf Challenge, en dan vir daai 2 weke wat ons daar is, eet ons elke aand, want ons vat 'n skaap saam, het ons elke aand 'n skaapchoppie gebraai. Nou, iemand sal dink, jy sal nooit moeg raak vir braai nie, nee, en jy sal nog nooit moeg raak vir 'n lamschoppie nie, maar na 2 weke se lamschoppies braai elke aand, raak jy so bietjie moeg vir lamschoppies nie. So partykeer raak 'n mens moeg vir iets waarvan jy hou. En ek wil dit demonstreer met die volgende video. So jy gaan volgende video gaan speel en jy gaan so 'n bietjie moet beweeg, né? So dan volg jy net die moves saam met die mense. En dan kyk jy hoe lank jy kan uithou met hierdie liedjie wat gaan speel. Okay, so geniet dit, ons praat nou weer. Monty. Monty.
Mighty. Mighty. Nou wat nou? Ek het gedog, julle hou dan daarvan om te beweeg en op en af te spring en dis mos iets waarvan mense hou, né? Maar baie van ons kon dalk nie die hele tyd daai hele liedjie tot op die einde toe uithou nie, né? So vandag praat ons julle oor gebed en hoe ons soms moedeloos kan raak. Wanneer ons voel, maar die Here hoor ons nie. En ons vra en ons bid, maar partykeer voel dit vir ons die Here hoor ons nie of ons gebede word nie verhoor nie. So ons gaan 'n bietjie vandag daaroor gesels. So ons stukkie wat ons gaan lees kom uit Lukas hoofstuk 18 en ons gaan daai van vers 1 tot vers 8 lees. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. Nou weet julle wat is 'n regter? 'n Engelse woord is judge, 'n judge, né? So 'n regter is iemand wat daar in die hof sal sit en dan sal hulle almal se opinies en sake in die twee kante van 'n saak aanhoor en dan gaan die regter bepaal wat is die reg of verkeerd of hy gaan 'n uitspraak maak om te sê dit is wat hy dink die regte ding is wat moet gebeur. So 'n regter besluit uiteindelik wat die regte ding is vir 'n sekere saak, want elke saak het twee kante, so daar's 'n party daar en daar's 'n party daar en die regter gaan alles hoor en dan gaan hy besluit wat is die regte ding om te doen. En maar hierdie regter, lees ons, was nie lief vir God nie, maar hy was ook nie lief vir mense nie, nê. OK. En dan vers 3. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het. Nou julle, 'n weduwee is 'n vrou wie se man oorlede is, nê? So ons praat in die Bybel lees ons baie van weduwees en hier was 'n weduwee wat gereeld na daai regter toe gegaan het, nê? So ek het nou 'n emmer hierso by my. Kan julle die emmer sien, nê? En sy het gereeld na die ou toe gegaan, sê die teks vir ons, nê? So ek gooi nou 'n lekker klip hier in. Kom ons gooi nog so 'n paar klippe hier in. OK, vers 3. Wat hom herhaaldelik kom vra het, nê? Doen aan my reg in my saak teen my teenparty. So eintlik wat sy kom vra is, hierso is 'n saak wat jy vir my asseblief moet probeer oplos en my help in my saak. En sy het hom herhaaldelik gevra, sê die teks, nê? Herhaaldelik. Dit is soos wanneer jy na mamma en pappa toe gaan en jy soek iets baie spesifieks. Kom ons sê jy wil baie graag daai nuwe fiets hê of jy soek 'n nuwe game en jou mamma sê nee en jy gaan vra weer en weer en weer en weer, nê? So het hierdie vrou gegaan en sy het weer en weer na hierdie regter toe gegaan. 'n Tyd lank wou hy nie haar help nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie, maar aangesien hierdie weduwee so aanhou, nê, aanhou om te kla en my te pla en te vra dat ek haar moet help. Julle kan sien, hierdie emmer word verskriklik swaar, nê?
En toe het hierdie regter gesê, maar ek gaan haar nou help, want hy het gevoel, hierdie ding, hierdie emmer raak te swaar, hy gaan een of ander tyd dit moet los, en hy gaan hom maar net moet help. Toe sê hy, aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my dalk op die ou end ook nog. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Nou julle, hoe is God in hierdie stukkie wat ons gelees het? Hoe is God soos die regter en hoe is hy nie soos die regter nie? En hoekom dink julle sal mense opgee en moedeloos raak om te bid? Nou toe Jesus hierdie gelykenis vertel het julle, was die Israeliete was mos nou God se mense gewees, was die Israeliete onder die Romeinse bewind. Dit beteken, die Israeliete het nie hulle eie koning gehad nie, het hulle nie hulle eie leier gehad nie, het nie iemand gehad wat vir hulle kon rigting aanwys nie. En hulle het moedeloos gevoel. En met hierdie stukkie wil Jesus kom sê, maar die Israeliete moet aanhou glo en aanhou hoop en aanhou bid, want God het hulle gebede verhoor, God het hulle nie in die steek gelaat nie. So dis wat hulle moet hoor, né? En net so wil God hê, ons moet vandag weet, dat ons nie moet ophou bid nie, dat ons nie moet ophou praat met die Here nie, dat hy ons nie in die steek laat nie, dat hy nog steeds vir ons sy hoop en sy liefde wil gee. Hy gee vir ons om, né? Nou, vir my het dit gevoel, toe ek hierdie swaar klippe in hierdie emmer gegooi het dit vir my gevoel asof alles mos nou swaarder word, né? En dit word swaarder en swaarder. En hierdie gelykenis beteken nie julle dat ons maar net kan bid en kan smeek en kan vra en dan gaan God vir ons gee wat ons wil hê nie. Dis nie wat dit sê nie. Dat gaan God net moet spring en moet doen wat ons vra nie. Dis nie wat hier staan nie, nê. God weet altyd beter as wat ons weet, wat ons nodig het. Hy weet die beste vir dit wat jy nodig het. Miskien het jy nie nou daai fiets nodig nie, maar later het jy hom dalk nodig. Miskien het jy nie nou daai ding nodig wat jy dink jy nou graag wil hê nie, maar miskien het jy dit op 'n ander tyd nodig. Miskien het jy dit glad nie nodig nie. Miskien wil die Here vir jou iets beters gee. En dit is die punt, julle. God sien die groter prentjie raak en hy wil hê ons moet hom vertrou daarvoor, nê. Nee. Maar weet julle wat lekker is? Wanneer ons hierdie klippe so uithaal uit hierdie emmer uit, dan weet ons mos, hierdie emmer raak ligter, nê? Nee? Kom ons haal van hierdie klippe uit. As ons so een vir een hier uithaal, dan raak hierdie emmer mos nou ligter en ligter, nê? Nee? Soos wat daai weduwee uiteindelik haar saak voor die regter kan kom stel het en haar hart kon uitpraat het, so het haar hart ook begin ligter raak, né? Nee? En dis presies wat met gebed gebeur. Wanneer ons bid en ons frustrasies en ons hartseer en ons emosies en dit wat ons opgewonde maak en ons moedeloos maak, wanneer ons dit met die Here deel, dan raak daai emmer ook al hoe ligter. Dan raak ons hart ligter, want ons gee dit in gebed ook vir die Here. En ons kan seker wees, wanneer ons bid, dat God ons hoor, dat hy 'n Vader is wat vir ons omgee en wat vir ons lief is. Hy sal nie wanneer ons met hom praat, sy ore toedruk nie, nê? Nee, hy doen nie dit nie. Of hy is nie op vakansie, wat hy sê, nee, wag 'n bietjie, jy moet eers later met my praat nie. Nee, die Here luister en hy hoor ons gebede. En dis hoekom hy wil hê, ons moenie ophou om met hom te praat nie. Nou waarvoor kan ons bid en hoe moet ons bid? Want gebed, julle, is baie meer
as net om vir 'n klomp goeders te vra vir die Here. Ek wil met hierdie klippe wil ek vir ons 'n paar goeders gee wat jy kan onthou oor waarvoor ons kan bid. En die eerste ding wat ons voor kan bid is om die Here te loof en te prys vir wie hy is. En ek wil hê jy moet sommer nou daar waar jy is, jou oë toemaak. Ek gaan vir jou, jy kan die video pause en dan bid jy en dan sê jy vir die Here dankie vir wie hy is. Hy's 'n genadige God, hy's 'n liefdevolle God, hy's 'n God wat almagtig is, hy's 'n God wat vir ons omgee. So ek wil hê jy moet sommer nou daar waar jy is, wil ek vra dat jy die Here sal loof en prys vir wie hy is. So pause sommer die video en dan bid jy en wanneer jy klaar is, dan kan jy die volgende gebedspunt kan jy dan luister. Julle, ons weet mos ook dat ons nie perfek is nie. Ons doen sonde. Ons doen verkeerde goed. Maar God is perfek. God is die een wat alleen die vermoë gehad het om aan die kruis vir ons te sterf. Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, is die enigste een wat sonder sonde geleef het. Die enigste een wat sy lewe kon aflê vir elke een van ons. En daarom wil ek nou kom vra dat jy sal bid en sal vra vir vergifnis vir die dinge wat ons baie keer verkeerd doen. En ons kan glo dat hy ons vergewe, want hy is 'n perfekte God. Hy is die enigste een wat ons kan vergewe, want hy het vir ons aan die kruis gesterf. So ek gee nou geleentheid om ook vir die Here te vra vir vergifnis. En dan die derde klip is om dankie te sê. Waarvoor wil jy graag vandag vir die Here dankie sê? Want as ons mooi dink, is daar soveel goeders waaroor ons kan dankbaar wees. So ek wil hê jy moet nou tyd spandeer en vir die Here dankie sê vir dit wat op jou hart is. So ek gee jou geleentheid om nou ook jou dankbaarheid vir die Here te gee. En dan die laaste ene waarvoor ons kan bid is net soos wat die weduwee uiteindelik haar hart kon uitstort en haar behoeftes kon deel. Wil ek hê, moet jy ook nou met die Here praat. En nou kan jy met hom oor enigiets praat. Miskien is daar iets wat jy baie graag wil hê. Miskien, hy ken jou behoeftes. Hy ken jou frustrasies. Hy weet wat maak jou hart seer. Hy weet wat maak jou moedeloos. En jy het nou geleentheid om vir die Here ook jou hart oop te maak en vir hom te sê wat hier binne-in aangaan. Here, baie dankie. Dankie dat U 'n almagtige God is. Dankie dat U die een is, Here, wat nooit op ons moed opgee nie. Here, ons gee baie keer moed op. Ons gooi maklik die tou in. Maar Here, U gee nooit, U gooi nooit tou op met ons nie. Al doen ons wat ook al. Al doen ons hoeveel verkeerde dinge. Here, U sal ons nooit los nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons ook ons hart teenoor U kan uitstort. Dankie, Here, dat ons kan weet, Here, U vergewe ons ook vir alles wat ons verkeerd doen. Want U is 'n genadige God. Here, U is die een wat vir ons aan die kruis gesterf het. Maar Here, dankie dat ons ook soos hierdie weduwee in die gelykenis kan vra, Here, dat U ons gebede moet verhoor. Here, U ken ons behoeftes. Here, U weet wat ons nodig het. En Here, help ons om dit altyd aan U te kom opdra. Here, dat ons altyd sal kom praat oor dit wat hier in ons hart aangaan. En ons wil kom bid vir hierdie kwartaal wat voorlê. Here, U weet dit gaan 'n kort en 'n vinnige kwartaal wees. Here, gee dat ons nie sal moedeloos raak nie, maar gee dat ons oë op U gefestig sal hou. Here, want U is die een wat vir ons elke dag nuwe krag gee. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here vir julle seën. Ons sien julle dan oor 2 weke. Volgende week het ons nie 'n tekkiesdiens nie. Onthou julle is welkom om kerk toe te kom.
om saam met ons met die nasorgsentrum te kuier daai oggend. En kom geniet sommer 'n lekker bederfie oop na die tyd. Ons sien julle dan.